Hallo en baie welkom. Vandag vat ons jou na 'n fascinerende hoekie van Tokio, die ou Fujamacho, 'n Zumacho distrik in Sumida-wijk. Ons het 'n hele stapel bronne hier voor ons, historiese verslae, diepduike in plaaslike legendes, landmerke, selfs akademiese navorsing oor die sosiale geskiedenis van die plek. Klink goed. So wat is ons missie vandag? Wel, ons wil die ryk geskiedenis en, jy weet, die verborgde juwele van hierdie buurt vir jou ontbloot. Veral as jy die soort reisiger is wat bietjie dieper wil kyk as die gewone toeristeplekke. Ja, Denk hieraan as jou persoonlike gids tot die siel van 'n Zumacho. Ons gaan kyk na alles van antieke mites tot die echo's van rampe en die warmte van die plaaslike gemeenskap. Kom ons spring sommer weg. presies. Ek dink dis 'n goeie manier om dit te sien. Ons kyk hoe die mites, die kuns, oorlewing, die alledaagse lewe, hoe alles saamgeweef is om hierdie unieke stukkie Tokio te vorm. Dit gaan nie net oor, jy weet, wat jy vandag daar sien nie, maar die hoekom, die storie daarachter. Ons bronne wys mooi hoe die geografie en die geskiedenis hand aan hand gegaan het om Zumacho te vorm, van sy naam af tot by die straatpatrone. Goed, kom ons begin dan reg by die begin, die naam Azuma. Azuma of Azuma. Dit beteken my vrou. Nou, dis blykbaar 'n naam wat jy nogal in Oos-Japan kry, maar die oorsprong hier in Tokio se Azumacho is baie spesifiek. En nogal romanties, nê? Inderdaad, ja. Daar's 'n soortgelyke legende, ek dink tussen Gunma prefektuur, ook oor prins Yamato Takeru, wat treur oor sy vrou, prinses Oto Tachibana. Spesifiek haar kam en van haar klere. Ja? Glo hier op 'n sandbank in wat toe Tokio Bay was, uitgespoel het. Sjoe, dis nogal 'n beeld. En Takeru in sy hartseer het toe 'n heuwel of 'n gedenkteken, 'n tsuka in Japannes, hier opgerig vir haar. En die plek Azuma genoem, my vrou. Dis aangrypend. Ja, En dit bring ons reg by ons eerste versteekte juweel. presies. Wazuma Jinja. 'n Jinja is mos 'n Shinto-heiligdom. Hierdie lê in die moderne Tachibana Inachom area. Dit het uit daardie gedenkteken ontstaan en dis natuurlik gewy aan Oto Tachibana en Yamato Takeru. Maar wat regtig interessant is hoe die mite die geografie van daai tyd weerspieël. Hoe so? Wel, ons bronne wys hierdie hele area was in antieke tye deel van Tokio Bay. Baie laag, nat, bekend as Komurai. So die idee wat daar goed hier kon uitspoel, dit pas perfek by die ou landskap. Dit maak sin, jy weet. So die mite is letterlik gewortel in die plek se grond en water. Dis fascinant. En daardie lae ligging, daai nat grond, het seker later ook 'n rol gespeel, né? Die bronne noem gereelde oorstromings. Ja, absoluut. En dat dit meer geskik was vir lotusvelde as vir rys, wat seker ekonomies minder werd was, en dat ontwikkeling hier stadiger was as in ander dele van Tokio. Amper soos 'n vergete hoekie. Net so. En by die heiligdom self is daar nog 'n stukkie storie, of die herinnering daaraan. Die Renri no Kusu, 'n ineengestrengelde kanverboom. O ja, die legende sê dit het gegroei uit eetstokkies wat Takeru in die grond gedruk het. Die oorspronklike boom is ongelukkig nie meer daar nie. Blykbaar het dit in die Taisho-era, dis nou vroeg 20ste eeu begin kwyn, en toe is dit verder beskadig in die 1945 lugaanvalle. Ag, nee. Maar, en dis nogal spesiaal, die bronne sê die wortels is steeds daar, onder die grond bewaar. Dit gee jou 'n tasbare skakel, amper 1000 jaar oud, na hierdie liefdesverhaal. So vir jou as besoeker, bied Azuma Jinja hierdie die oerou mite, die echo van die ou landskap, selfs die letsels van oorlog. Dis 'n stil plek met baie stories. Van daardie ou mites. Kom ons spring nou vorentoe. Edo-periode 1603 tot 1867. Dit lyk of Azumacho, al was dit effens afgeleë, bekend genoeg was om die aandag te trek van een van Japan se grootstes, Utagawa Hiroshige. Ja, die ukiyo-e-meester. Hy het dit uitgebeeld in sy bekende reeks 100 beroemde uitsigte van Edo. Die spesifieke een is Azuma no Mori Renri no Azusa. Dit sê nogal iets dat dit ingesluit is, né? Beslis. Dit wys die plek het kulturele gewig gedra. Hiroshige was 'n meester van daai houtblok afdrukking, die ukiyo-e, wat die swewende wêreld vasgevang het. Alledaagse lewe, mooi natuurtonele. Hierdie spesifieke druk wys die Azuma heiligdom, Azuma no Mori, die Azuma woud soos dit toe bekend was, langs die Kitajuken rivier.
En die lente. Jy sien kersiebloeisels, bote op die water, mense wat die heiligdom besoek. Dit gee jou 'n wonderlike gevoel vir die lewe in Edo. Maar hier's 'n interessante dingetjie wat ons bronne uitwys, 'n klein foutjie in die titel. Dit sê Renri no Azusa. Azusa is blykbaar 'n tipe bergboom. Ja, Maar ons het nou net gehoor die heilige boom by die heiligdom was eintlik 'n kusunoki, 'n kanverboom. 'n Klein glipsie, né? Miskien deur Hiroshige self of die ou wat die houtsnee gedoen het. dis fascinant. 'n Klein detail, maar dit sê iets oor hoe daai kunswerke gemaak het. Foute kon insluip, maar dit wys ook hoe belangrik die boom was vir die plek se beeld. En dit bring ons by nog iets vir jou as besoeker. Die Kitayuken rivier self. Groot dele daarvan is vandag 'n Shinsui-koen, 'n soort watervriendelike park. Regtig lekker vir ontspanning. En dan, natuurlik, die nabygeleë Azuma-brug. Die Azuma-brug. Sy naam kom mos juis omdat dit op die pad na Azuma-jinja was, né? Dit verbind daai bekende Asakusa-area met die ou Honjo-gebied, wat nou Sumida is. En daai brug, kyk, hy het sy eie storie. O ja, dit was eers hout. Toe, in die Meiji-era, laat 19de eeu, word dit Japan se eerste ysterbrug. Nogal 'n ding, simbool van modernisering. Wow. Maar toe kom die groot Kantoarde aardbewing in 1923. Die brande daarna het die brug erg beskadig. Die een wat jy vandag sien, daai mooi rooi staalboogbrug, is die herboude een. Dis amper 'n mini-geskiedenisles in Tokio se veerkragtigheid, reg oor die Sumida rivier. Presies. So, hier is 'n lekker plan vir jou. Begin in besige Asakusa, stap oor daai geskiedkundige Azuma-brug met die Tokyo Sky Tree wat nou daar naby staan, dis 'n ongelooflike kontras, en volg dan die rustiger paadjie langs die Kitajuken rivierpark. Probeer jou indink hoe dit vir Hiroshige moes gelyk het. Daai verskil tussen toe en nou is regtig iets. Dis presies daai laag van tyd wat sigbaar bly, wat hierdie deel van Tokio so boeiend maak. Die verlede is nie weg nie, dis net verweef met die Here. Maar Azumacho se storie is nie net mooi prentjies en ou mites nie. Daar was donker tye ook. Tokio is vroeg in die 20ste eeu deur twee groot rampe getref. Die groot Kanto-aardbewing van 1923 en dan die ligaanvalle in 1945. Ja, verskriklik. Maar wat merkwaardig is, volgens ons bronne, is dat terwyl die suidelike deel van Sumida, ou Honjo, vreeslik gelei het, veral in 1923, met 10.000 wat dood is in brande. Ja, die sogenaamde klere-depot-tragedie. Presies daai een. Maar groot dele van die ou Azumacho-area, veral die deel wat later Kyojima geword het, het relatief gespaar gebly in beide rampe. Dis nogal vreemd, né? Dis 'n baie belangrike punt. Die bronne wys op 'n soort, wel, bitter ironie, omdat die area stadiger ontwikkel het, minder dig bebou en minder industrie gehad het. Ja. Het dit ironies genoeg as 'n soort buffer gewerk. Daar was minder kos vir die brande om te versprei, anders as in die digte industriële dele soos Honjo. Maar die gevolg van die 1923 aardbewing was dat baie mense na Kyojima toegekom het, vlugtelinge wie se huise elders vernietig is. En hulle moes iewers bly, natuurlik. Juis. So hulle het vinnig begin bou, op oop stukke grond wat dikwels ou rys- of lotuslande was wat opgevul is. En hulle het gebou wat hulle kon. Digte rye klein houthuise, die Nagaya, En waar het hulle gebou? reg langs die bestaande paadjies. Daai ou kronkelende paadjies wat oorspronklik deur die landerye geloop het. Hulle het nie nuwe reguit strate gemaak nie. En dit is presies hoekom Kyojima vandag so lyk. Hierdie doolhof van nou straatjies, vol ou houtgeboue, uit daai tyd laat Taisho vroeër Showa, so 1920s tot 40s. Dis nie 'n nagemaakte ou buurt nie, dis die regte ding wat per geluk oorleef het. Ja, dis 'n lewende museum. Hierdie oorlewingsverhaal en hoe die gemeenskap daarna gevorm het, dis wat die plek sy siel gee. Vir jou as besoeker is 'n wandeling deur Kyojima se stegies soos om in 'n tydmasjien te klim. Jy ervaar 'n stukkie ou Tokio wat amper nêrens anders meer bestaan nie. Jy kan dit amper voel. En is interessant hoe 'n ramp gelei het tot hierdie unieke stedelike vorm. Daai organiese groei, gebore uit nood, het 'n buurt geskep met 'n baie menslike skaal, wat jy vandag nog sien. Dis eintlik nogal mooi op sy eie manier. 'n Skoonheid gebore uit veerkragtigheid.
En in die middel van hierdie Kyojima, wat self uit 'n ramp gebore is, lê nog 'n juweel, die Kirakira Tachibana Shotengai. Ek smal oor die naam, die sprankelende Tachibana winkelstraat. Klink sommer positief. Die naam sê nogal iets, né? Tachibana kom van 'n ou bioskoop, die Tachibana-kan, wat blykbaar 'n groot ding was in die area, en die Kirakila sprankelend of glinsterend is glo later bygevoeg. Hoekom? Juis om daai energie, daai lewenskragtigheid en hoop van die gemeenskap te wys, veral omdat hierdie winkelstraat Kyojima om hom ook die rampe oorleef het. Dit het vandag nog so 'n sterk Showa-era, 1926-89 gevoel. Dis soos 'n stap terug in tyd. Dit klink na veel meer as net 'n plek om goed te koop. Ons bronne beskryf dit as die sosiale hart van die buurt. Daai gedeelde geskiedenis van oorlewing het glo 'n baie sterk gemeenskapsgevoel geskep. Ja, dis nie net winkels nie. Hulle hou blykbaar steeds maandelikse oggendmarkte en reël allerlei dinge soos skattejagte, stamp rallies noem hulle dit, en werkswinkels. Dit klink of hulle regtig moeite doen om die gemeenskap bymekaar te hou en die straat lewendig te hou. Dis presies daai Shitamachi-kultuur in aksie. Shitamachi is mos daai ouer tradisionele laarstad-areas van Tokio. Bekend vir sterk gemeenskapsbande en daai soort ongekunstelde warmte. Vir jou as besoeker beteken dit jy kan hier klein, autentiese winkeltjies kry wat al geslagte lank daar is. Miskien 'n plek wat spesialiseer in handgemaakte tsukudani. Dis mos daai gepreserveerde seekos of groente. Ja, in sojasous gestoof, né? Presies. Of tradisionele Japanse lekkers, wagashi. Maar die ware ervaring, sê die bronne, lê in die interaksie, die ninjo. Ninjo. Wat is dit presies? Dit vertaal min of meer na 'n menslike gevoel of menslike warmte. Dis daai vriendelike, persoonlike band tussen die winkelier en die klant. Daai gevoel van behoort, selfs al stap jy net deur. Dis die teenoorgestelde van 'n groot, anonieme winkelsentrum. By Kirakira Tachibana kry jy die kans om deel te neem aan hierdie lewendige stukkie geskiedenis, nie net daarna te kyk nie. Jy sal waarskynlik sommer welkom voel. Dis 'n wonderlike insig. Dit gaan net soveel oor die mense as oor die plek self. Alright, ons laaste storie vir vandag. Dit gaan oor nog 'n aanpassing, hoe die landskap weer aangepas is. Vroeg in die Showa-era, een bron sê rondom 1944, naby die einde van die oorlog, is 'n belangrike waterweg hier, die Ichifunegawa, opgevul. Ja, daai opvulry was deel van groter planne in Tokio vir modernisering en sanitasie. Rivierkanale kon soms maar probleme gee en die grond was nodig, maar al is die rivier fisies weg. Presies, die naam leef voort in Hikifune-stasie en in Hikifunegawa-dori, die straat wat min of meer die roete van die ou rivier volg. En interessant, een bron noem dat jy naby die stasie nog oorblyfsels van ou spoorlyne kan sien. Dit hou verband met toe die rivier vir vervoer gebruik is en hoe dit aan die treine gekoppel was. So, die rivier se geheue is steeds daar, ingeweef in die stad. Dis fascinerend, 'n spookrivier. So jy kan letterlik langs Hikifunegawa-dori stap en jy probeer indink hoe dit was toe bote daar geloop het waar karre nou ry. En Hikifune-stasie self het natuurlik ook verander. Begin as 'n klein stoppetjie in 1902. Ja, deel van die Tubu Isazaki-lyn. En vandag is dit 'n besige knooppunt. Treine, moltrein en die area reg rondom die stasie. Wow, groot herontwikkeling. Blink, nuwe geboue wat nou reg langs daai ou winkelstrate in die Nagaya van Kyojima staan. En daardie kontras, die hypermodern langs die ongelooflik bewaarde oue, dis miskien die kern van Azumacha se identiteit vandag. Dis 'n plek wat aanhou vernuwe, soos Tokio maar altyd doen, maar wat nooit sy geskiedenis heeltemal verloor het nie. Vir jou as besoeker bied hierdie area die straat wat 'n rivier was, die stasie wat gegroei het, daai mengsel van argitektuur 'n ongelooflike blik op hoe Tokio ontwikkel terwyl dit steeds spore van sy verlede hou. Laag van geskiedenis wat langs mekaar bestaan. So daar het jy dit, 'n kykie na die lae van geskiedenis en die versteekte plekke in Tokio se Azumacho. Ons het begin met daai hartseer liefdesverhaal vir ewig in 'n heiligdom en 'n boomlegende. Ja. Ons het gesien hoe groot kunstenaar dit vereer het. Toe, hoe die buurt amper per geluk
2 rampe oorleef het, wat gelei tot die unieke Kojima en die lewendige Kira Kira Tachibana winkelstraat, en selfs hoe 'n verdwene rivier sy spoor agterlaat. Wat vir my uitstaan, as ek na ons bronne kyk, is hoe die area se identiteit gevorm is deur hierdie unieke kombinasie. Jy het die oeroue mitte diep gekoppel aan die oorspronklike geografie. Dan die geluk van oorlewing tydens rampe. Daai ironie dat stadiger ontwikkeling 'n redding was. Ja, dis merkwaardig. En dan die karakter van die mense wat hierheen gekom het, veral na 1923. Hardwerkend, gemeenskapsgerig met 'n wil om te herbou. Dis nie net los stories nie. Dis alles drade in dieselfde komplekse, ryk tapisei wat Azumacho vandag is. Hier stalk iets om oor te denk. Volgende keer as jy reis, of selfs net in jou eie buurt rondstap, hoeveel plekke wat ons as gewoon sien, dra sulke diep verborge laag van storie, mitte, stryd, gemeenskap. Azumacho herinner ons dat buitengewone verhale dikwels net onder die oppervlak lê, selfs in die mees beskeie plekke. As ons net die tyd neem om te kyk en te luister, dalk inspireer dit jou om volgende keer 'n bietjie dieper te kraap en daai onvertelde stories te soek. Tot volgende keer.